My naam is Hanno van der Walt en ek is nou die nuwe dirigent van die Akademia Koor en begin van die jaar begin, dis 'n lekker uitdaging en 'n reis waar ek op nou is saam met die studente om iets te bou wat vir ons Afrikaanse gemeenskap iets kan teruggee en 'n koor kan wees, klank kan bysit, 'n klanketiket vir wie ons is. Ek het aan Universiteit van Pretoria gestudeer. Ek het begin toe ek daarso begin het ek met audiologie begin en so 3 weke daarin toe besef ek die gaan nie vir my werk nie. Toe ek nou eers van spiere moet begin leer en wat se spiere buig as jou nek daai kant toe vat, sê ek nee, hierdie gaan nie vir my werk nie. Ek stuur na my ouers toe, ek sê toe vir hulle met trane in die oë, dis glad nie wat ek wil doen nie, kan ek oorskuif musiek doen. Daai maandag toevallig is die einddatum vir vakke verander en rigtingverandering. Ek stap toe in by die kantoor, ek sê vir hulle, hierso is ek, dit was COVID gewees, ek het nie eers my graad 6 en nie sy eksamen nie, maar ek wil graag kom musiek swat en hulle het gesê daar sê is die papiere, gaan kom terug en 2 uur later sit ek in my eerste musikologie klas en van daar af nog nie een keer teruggekyk en dit berou die keuse nie. So die Akademia Koor bestaan tans uit so 57 lede en ek dink is 'n goeie plek om te begin met 'n nuwe koor. Daarso is vorm vir mekaar om mekaar se stemme te hoor, nie net ons sangstemme nie, maar ook jou afdruk en jou unieke identiteit, daai stem te hoor. En om saam mekaar te vorm, mekaar te leer ken, want dis uiteindelik ons daag nie op en sing net nie. Dis 'n plek waar ons mekaar vorm, waar ons sosiaal verkeer met mekaar en mekaar kan lief hê. Want die oomblik as daar liefde is, kan ons musiek maak. So dis 'n lekker getal om mee te begin. Die koor bestaan al vir 5 jaar. Ons gaan nou in ons 6de jaar in en die fondasies was baie mooi gelê deur Franco Prinsloo en ek is ewig dankbaar vir hom met sy werk wat hy gedoen het. Dis baie moeilik om van niks af iets te begin nie. So ek kom daarom in en daar's daarom 'n stukkie klei wat mens kan vat en verder vorm en hy's nog pap, hy's nog lekker vars en klam. So dis lekker om te vorm. So met Akademia het ek is van die begin van die jaar af aangestel. My universiteit het hierso eers middel Februarie lekker begin vlam vat en toe kom ons begin met audisies en ons eerste repetisie was die eerste keer die einde van die maand gewees. So ons het nou lekker aan die gang en dit. Ons eerste optrede is vir die paasdiens by die kapel hier by Akademia. Dan is al klein optredes, die oop dag en ons nog 'n kapeldiens. Hier en daar 'n kompetisie was by Voortrekker Monument gaan optree. Maar ons grootste doelwit vir die jaar, aansiende ons 'n boujaar het en mekaar begin voel, alles begin nuut, ons moet sisteme uitwerk vir hoe gaan jy sê jy's by 'n koor nie, hoe doen ons dit, waar sit jy, wie, wat, wanneer, hoekom. Al die goeders word uitgesorteer, maar ons mikpunt is hier in Oktober het ek goeie vriende van my, Steven, wat van Ierland afkom. Warme mense, amper soos ons Suid-Afrikaners, lekker vriende, kom hulle koor oor Suid-Afrika toe en ons gaan optree saam met hulle in die Museion by die Universiteit van Pretoria, wat wonderlik gaan wees ook vir die studente om net in daai spasie te kan sing, die spasie waar ek vir die afgelope 4 jaar in was. Ek lees nou 'n boek waar hulle ook praat van oefeninge en optredes en dit. En as mens eintlik mooi daaraan dink of as ek mooi daaraan dink, optredes is my, ja, dis lekker, maar dit is soos om kos te maak. Jy staan ure voor die stoof en jy werk en jy sweet en dan binne 5 minute is almal klaar geëet. Maar dis nie die kos eet wat die lekker is nie, eintlik nie. Dis die kos maak. En dit is so vol met Akademia om die spasie te deel met mekaar en klanke te verken en om te sê, kom ons probeer hierdie. Kom ons eksperimenteer met dit. Dis hoe die klank is. Ek kan nie net vir julle hierdie gee nie, maar jy het iets moois daar. Dis die lekker. So ek dink op pad soontoe is daar mooi om elke hoek in draai. So as ons kyk na die ekosisteem en die kore wat ons het tans in Suid-Afrika, dis amper asof ons blokkies het en ons moet sê, okay, ons het hierdie komponis, 'n Afrikaanse komponis, ons het 'n buitelandse komponis, ons het 'n stuk wat ons nie ken nie, 'n nuwe klank, kom ons tik dit. So ek voel partykeer meeste kore het boksies om te tik en dit is sy eie plek en ek doen dit ook self hierso. Maar wat vir my die rol gee is om nie net een Afrikaanse liedjie in die mengelmoes te gooi en te sê, daar is hy nie. Ek kan lekker gaan sit en sê, ons is Afrikaanse Universiteit en ons is daarso vir die voortbestaan van Afrikaans. En die kunst is 'n wonderlike plek om dit te kan, die paadjie te skep vir dit. So ek kan gaan en sê, okay, ons het nou die afgelope ruk klomp name wat opduik en Afrikaanse komponiste. Kom ons sing van hulle musiek, maar iemand soos oom Chris Lamprecht en daardie groot name wat destyds gesing was, word nie meer gesing nie. En ek voel vir ons voortbestaan moet ons kan terugkyk en sê, okay, dis hoe Afrikaanse musiek geklink het, maar ook kyk hierso, dis hoe Afrikaanse musiek nou klink. En hoe funksioneer dit in 'n Afrikaanse of Suid-Afrikaanse ekosisteem? Want ons moet eerlik wees met mekaar, ons het 11 offisiële tale.
hoe kan ons nog steeds in Suid-Afrikaanse konteks Afrikaans uitbrei? En ek dink is ook die ATKV wat praat oor die behoud van Afrikaans en die voortbestaan van Afrikaans om nie in 'n blokkie te lewe nie. So dis ook belangrik om Engelse musiek te doen en musiek van oorsee om ook Afrika musiek te doen. Dit vorm deel van wie ons is as 'n Suid-Afrikaner in ons land. So ja, ek wil graag die oud en die vars saambring en op die tafel sit vir mense om te geniet. En ja, koor is moet net lekker wees. En as jy koor luister, dit moet nie iets koppig wees en dit en dit nie. Koor is daar om geniet te word. So dis my doel.